Ons gaan vandag kyk na hoe om die definisieversameling te kry, of dan spesifiek die definisieversameling of die domein soos mense in Engels praat van logaritmiese funksies. So hier het ons byvoorbeeld 'n fx is gelyk aan log 10 x plus 3 en nou vra hulle vir die domein of die definisieversameling van hierdie ding. Nou, al wat dit beteken is, jy moet waardes skryf van x wat jy kan insit, wat moontlike waardes van x vir hierdie ding. Nou, onthou, byvoorbeeld, kom ons sê jy het 'n funksie, vir argumentsenthalwe gx is gelyk aan 1 op x. Dan weet ons kan in hierdie funksie, onder die lyn mag daar nie 'n 0 wees nie. So x kan enige waarde vat, behalwe hy mag nie 0 wees nie. So ons moet ietsie in hierdie, ietsie soos dit, moet ons nou vir hierdie log, jy weet, probeer identifiseer. Nou ons weet, hierdie x plus 3, hierdie ding in die log, of binne in die log, jy moet eintlik sê, hierdie x plus 3 moet groter as 0 wees. Want 'n log, jy mag nie iets hê soos log 0 nie. Jy gaan probeer dit op die sakrekenaar, jy gaan sien as jy log 0 intik, gaan dit vir jou 'n error gee. So dan het jy x groter as minus 3. En dit is jou definisieversameling. Dis die definisieversameling. So kom ons kyk na nog 'n voorbeeld, 'n bietjie meer ingewikkelder ene. Hx is gelyk aan x minus 2 minus log 5 10 minus x. Okay, so nou weer eens hierso. Nou kyk eers na onder die wortel. Wat mag onder 'n wortel staan? X minus 2 moet groter of gelyk aan 0 wees, want jy kan 'n 0 onder 'n wortel hê, maar jy mag nie negatief nie. So x minus 2 moet groter as 0 wees. So x is groter of gelyk aan 2. Okay, vir daai nou. Maar ons is nog nie klaar nie, want ons moet kyk wat is die beperking vir daai. Wat is die waarde die definisieversameling nou verder? Ons moet na alles kyk. Nou ons weet in 'n log moet daai ding groter as 0 wees. Nou onthou, hierdie 5 is net die basistal, so hy maak nie veel saak nie, jy sê bo sien die 10 ook. Dis nie die ding wat die definisieversameling bepaal nie. Dis die ding binne die log. Want onthou, log 5 10 minus x kan geskryf word as log 10 minus x oor log 5. Okay, so dan sit jy in elk geval nog steeds met hierdie probleem van die 10 minus x. Wat mag die x wees? So, ons het by die vorige som gesien dat 10 minus x moet groter as 0 wees. So, minus x moet groter as minus 10 wees. En nou is ons daai minus mos nou wegdeel hierdie kant en daai kant. Sodra jy deel met 'n minus, jy maal met 'n minus regdeur of deel met 'n minus, dan ruil die ding om. So nou het ons hierdie ding. Ons het x groter of gelyk aan 2 en x kleiner as 10. So ons gaan dit met ietsie soos dit skryf. Okay? X is kleiner as 10 of x is groter of gelyk aan 2. Ja, en dit is jou definisieversameling. Goed.